lekker om so baie mense hier te sien. Ek weet nie of dit is omdat hulle baie vrae het nie en of hulle regtig ek glo daar is belangstelling in die onderwerp. Interessant genoeg het ons ook 'n Sondag of wat terug 'n bietjie oor die onderwerp in die prediking by die stilgestaan in die prediking. En ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp. Ek dink een waaroor mense wel baie vrae het omdat ons ongelukkig met verskillende wêreldbeelde en wêreldbeskouings leef afhangende van wat jy glo. En partykeer is 'n mens onseker oor jouself en jy weet nie presies waar moet jy jouself posisioneer nie, want ons leef in hierdie tipe dualistiese bestaan waar mense amper op twee gedagtes hinker die hele tyd en voel hulle moet na die een kant toe gee en dan voel hulle weer maar by die kerk moet hulle iets anders ter glo en hoe gaan 'n mens die goed bymekaar uitbring. So dis vir ons 'n voorreg. Pieter Leroux is die spreker vanaand, hy is van Creation Ministries en hy het spesiaal sy planne aangepas om ons in te pas, want daar was nie, hy sou eers môre gekom het as ek reg is nie, so hy het 'n spesiale dag vroeër gekom om hier te wees en ek wil graag nog so 'n bietjie met die kerkraad ook gesels, dat ons kyk of ons nie dalk 'n spesiale kollekte ook vir julle kan hou nie en om so 'n bietjie net dankie te sê. Maar vir vanaand is hy nou hier en hy het moeite gedoen en hy is vanaand ons in. So hy gaan met ons gesels en na die tyd is daar dankie vir almal wat 'n eetdingetjie saamgebring het. Dan kuier ons nog 'n bietjie saam en ek is seker hy sal nog vrae antwoord. Ek het vir hom gelukkig het dit vandag aangekom by die kantoor. So die nuwe uitgawe van die boodskapper wat dan nou spesifiek oor die onderwerp gaan, het aangekom. Maar jammer, ek kan nie een van hierdie kry nie. Die gemeente sin kom. Hierdie is Pieter sin wat ek vir hom saamgebring het. Maar nou kan ek sommer vir hom iets in die hand gee ook. Pieter, baie welkom. Ons is bly jy is hier vanaand en ek sien jy het 'n watertjie hier onder. Jy is welkom, die vloer is joune. Miskien moet ek dalk vir ons net 'n gebed doen en dan kan ek vir jou oorgee. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanaand hier saam kan wees. Dankie Here dat U skepping so wonderlik gemaak het. Dat dit getuig van U grootheid en van U almag en van U wysheid. Here, dat niks sonder 'n rede kan wees nie en dat U die groot logos is, die een agter dit alles, die rede agter alles en waarom dinge is soos wat dit is. En dat ons nie sal kan sin maak van ons wêreld as U nie die skepper is nie. En daarom, Here, staan ons eintlik in verwondering wanneer ons na U handewerke kyk. En ons dankie U vir mense soos Pieter en hulle organisasie wat ons help om in groter verwondering te staan. Omdat hulle ook vir ons wys dat geloof en wetenskap nie los van mekaar hoef te staan nie, maar juis komplementerend tot mekaar kan wees. Dankie dat hy hier is en dat hy veilig hier by ons aangekom het. Ons bid vir sy praatjie vanaand, mag dit 'n geseënde geleentheid wees en wil U ook sy lippe salf in Jesus se naam. Amen. Er is dalk so baie mense want hulle wil na Kaapenaar kom luister vanaand. So. Ja, gewoonlik regtig weeksaande. Ek doen dit al vir nou 8, 9 jaar. Weeksaande tussen 10 en 20 mense wat kom. My rekord is 3 wat al opgedaag het. So nee, om 60 mense te sien is fantasties. Vreeslik dankie. Dankie vir die bekendstelling, dankie vir die geleentheid. Wonderlik om hier te wees vanaand en dan vir u te kom bedien vanuit God se woord aangaande hierdie onderwerp van Bybelse skepping teenoor evolusie. Nou elke keer wat ek hierdie aanbieding doen, dan dink ek nou maar terug aan die dogtertjie. Ek weet nie of u van haar gehoor het nie. Sy kom die dag al by haar ma en sy vra toe vir haar ma, waar kom mense vandaan? Haar ma sê my kind, so eenvoudig om te verduidelik. As jy gaan lees in die boek van Genesis, dan sê dit mos aan die begin het God vir Adam en Eva gemaak en dis waar mense vandaan kom. Heel tevrede stap die dogtertjie daar uit en sy loop aan haar pa vas en sy dog maar wag. Sy sê, pa, waar kom mense vandaan? Haar pa sê vir my kind, so eenvoudig om te verduidelik. As jy gaan kyk na wat die wêreldse wetenskaplikes tot dusver ontdek het, dan is dit absoluut duidelik dat ons van die ape afkom en oor miljoene jare van evolusie het ons nou uiteindelik in mense verander. Nou kyk, toe die dogtertjie dit hoor in 'n paniek terug na ma daar in die kombuis en sy sê, ma, ek verstaan nie. Hoekom is dit as ek vir ma vra oor waar mense vandaan kom en sê ma ons kom van Adam en Eva, maar pa sê ons kom van die ape af. En haar ma het weer so staan en kyk en sy sê, "Ai my kind, weer eens so eenvoudig om te verduidelik.
kyk, jy moet onthou, ek het verwys na my kant van die familie, en jou pa het verwys na... Ja, dis net so mee aan op 'n ligter noot te begin. Maar hopelik kan jy ook die erns in daai grappie sien, en dit is dat mense vandag vra het aangaande hierdie onderwerp van oorsprong. Hulle het vra oor wat die Bybel vir ons leer, hoe alles tot stand gekom het. Hulle het vra oor wat die wêreld en die wetenskap vir ons leer oor hoe alles tot stand gekom het. Hulle wil weet hoe pas die Bybel en die wetenskap by mekaar. So hopelik na afloop van vanaand se aanbieding gaan u daarom so 'n bietjie meer duidelikheid hê oor hierdie onderwerp. En hopelik ook sien dat daar 'n duidelike skakel is tussen die boek van Genesis en die evangelie boodskap. En dat die evangelie boodskap eintlik al reeds sy begin het daarso by die boek van Genesis. Nou ek het oor die afgelope, nou meer as 25 jaar wat ek al met meestal Christene gesels oor hierdie onderwerp van, was dit nou letterlike 60 skepping of miljoene jare van evolusie. En gewoonlik sê die meeste Christene baie keer vir my dat, jong Pieter, man, hierdie is nou nie so 'n belangrike onderwerp vir ons as kinders van die Here, oor hoe alles tot stand gekom het nie. Dis wel 'n verbysaak in ons geloof. Wat belangrik is vir kinders van die Here, is Jesus Christus. Fokus net op Jesus, vertrou net op Jesus, dis die belangrikste. Nou ons het nie 'n probleem daarmee nie, ons wil ook bitter graag hê mense moet by die Here uitkom, hulle vertroue op hom sit, maar ons wil hê mense moet op die Here vertrou, omdat God se woord die waarheid praat. En letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. So ek gaan gou vinnig vir julle wys wat is huidiglik besig om te gebeur in Amerika, onder die Amerikaanse Christenjeug. Nou dis 'n navorsingsstudie wat al reeds die eerste keer in 2002 gedoen is deur George Barna Research. Sedertdien het hulle gereeld dieselfde studie herhaal oor die jare en basies elke keer presies dieselfde resultate gekry. Hulle het bevind dat tot 70% van Christenkinders wat in 'n Christenhuis en in die kerk groot geword het, hulle rug op hulle geloof draai nadat hulle al ouerhuise verlaat. So besef jy, dit is 70% van kinders wat hulle hele lewe lank net aan Jesus blootgestel is. Dan gaan hy kind uit die ouerhuis uit, in die wêreld in, dan draai hy sy rug op die Here. Hy hou op met Bybel lees, hy gaan nie meer kerk toe nie. En toe sê hierdie ouens, "Sjoe, wat is besig om in Amerika te gebeur? Kom ons gaan doen 'n bietjie verder navorsing en kyk of ons dalk kan uitpleis wat van die hoofredes vir hierdie verskynsel is." En kan u dalk raai wat het hulle bevind is huidiglik die nommer 1 rede vir daai verskynsel in Amerika? Dis omdat die Amerikaanse kinders op skool evolusie geleer word. Met ander woorde, vir 'n skoolkind, dames en here, klink dit asof die wetenskap, want jy weet as jy mos nou evolusie praat, dan is mos nou wetenskap, dan klink dit asof die wetenskap die Bybel verkeerd bewys het. En nie waar nie, die heel eerste hoofstuk, daai letterlike skepingsverhaal. En dan sit ek dink die kinders so by hulle self, okay, maar as ek nie die eerste hoofstuk in die Bybel kan vertrou as die waarheid nie, waar begin die Bybel dan nou die waarheid te praat? Kan 'n mens die Bybel vorentoe vertrou dat hy die waarheid praat? En dames en here, dis huidiglik 'n epidemie in Amerika hoe die kinders veral besig is om in ateïsme te verval. Jy sien, in Amerika word evolusie al vir meer as 60 jaar vir daai kinders op skool geleer. So dis basies 3 generasies wat al deur daai opvoedingsstelsel is. Hier in Suid-Afrika is ons nou maar tans besig, ons gaan so klaar maak met ons eerste generasie. Dis hierdie jaar presies 18 jaar gelede wat evolusie in die matriek biologie kurrikulum infaseer is. So as ons hier in Suid-Afrika wil keer dat ons kinders dieselfde paadjie stap as daai Amerikaanse jeug, dan is dit tyd dat ons iets aangaande die saak begin doen. Begin toegerus raak aangaande hierdie onderwerp, sodat ons ordentlike antwoorde en logiese antwoorde by ons kinders kan uitkry. Dan wil ek ook net gevinnig stil staan by die woordjie evolusie, want dis 'n woordjie wat baie dubbelsinnig kan wees. Basies by sy kern beteken evolusie verandering wat plaasvind, verandering oor tyd wat plaasvind. Nou ons bediening het nie 'n probleem met verandering wat daar buite in die natuur plaasvind nie, want ons kan verandering waarneem om plaas te vind daar buite. Maar die ding is, daar's verskillende tipes verandering wat daar buite plaasvind en dis waar ons die onderskeid moet tref. Die wêreld leer vir ons daar's 2 tipes verandering, 2 tipes evolusie wat daar buite in die natuur plaasvind. Nou ons het nie probleem met die een soort nie. Eerste tipe staan bekend as verandering binne in 'n soort. Kinders ken dit as iets soos natuurlike seleksie. Dis byvoorbeeld waar 'n mens begin teel met 'n ouer populasie skoenlappers, dan oor die jare word dan nou klomp nakommelinge geproduseer en dan uiteindelik eindig ons in hierdie geval met 2 wat ons noem dogterpopulasies. En jy kan sien daar verandering plaasgevind. Verandering in kleurpatrone, miskien verandering in liggaamsgrootte. Maar die kerngedagte hierso is, ons het begin met 'n skoenlapper en ons het geëindig met skoenlappers. So dis steeds dieselfde soort organisme, nie spesies nie. Daai is 'n mensgemaakte term. En hierdie tipe verandering is tog wat ons verwag om te vind in die natuur, want dis wat die Bybel vir ons leer. 10 keer in Genesis hoofstuk 1.
10 keer het God gesê die organismes volgens hulle soorte gemaak, om voort te plant volgens hulle soorte. So ons verwag, skape gee vir jou skape, honde gee honde, kangaroes gee kangaroes. So geen probleem daar nie. Maar nou kom die wêreld na ons kinders toe en hulle leer vir ons kinders dat as jy daai proses net genoeg tyd gee hom net miljoene jare, dan kan jy een soort organisme verander in 'n ander soort. Jy kan begin teel met 'n skoenlapper en jy gaan eindig daarbo met iets soos 'n mot, 'n ander soort organisme. En dis hierdie sogenaamde makro-evolusie wat ons kinders vandag op skool geleer word. Waar daar deur die wêreld geglo word, alle lewe op aarde gaan terug na 'n eensellige organisme wat miljarde jare gelede geleef het, en toe so oor die miljoene en miljarde jare het een soort nou maar net verander in 'n ander soort, van eenvoudige organismes tot meer en meer komplekse organismes. En daai tipe verandering is nog nooit ooit in die natuur waargeneem om plaas te vind nie, waar een soort verander in 'n ander soort. Dis hoekom ons onder andere teen dit gekant is. Maar ongelukkig is alwaar ons kinders vandag blootgestel word op skool, dan gaan hulle universiteit toe, selfe storie, kom hulle die middag by die huis, dan is die sekulêre media se beurt. Dit programme van National Geographic is byvoorbeeld baie pro-evolusie, radiostasies soos Radio Sonder Geloof, ek bedoel Grense, baie pro-evolusie, koerante, media uitlate, rolprente, dis net die een kant van die storie waar ons kinders die hele tyd blootgestel word. En hulle sit by die huis en dink, ons is tog niks spesiaals nie. 'n Produk van 'n oerontploffing, hoogs ontwikkelde diere, hoogs ontwikkelde ape, dis nou maar basies al wat ons is. Maar weet jy wat is die kerngedagte wat by kinders vassteek? Bybel is nie waar nie. Bybel is al lankal verkeerd. Jy kan nie die Bybel vertrou nie. Bybel is vol leuns. Jy sien, mense besef nie altyd dat daar wel 'n teenkant is tot evolusie, teenargumente. En dis natuurlik Bybelse skepping. Maar ongelukkig word baie min mense blootgestel aan hierdie tipe inligting. Die goed waaraan u nou vanaand blootgestel gaan word. So dis waar ons bediening in die prentjie pas. Creation Ministries International is 'n geloofsbefondste nuwensgewende bediening. Ons het tans 7 kantore in 7 verskillende lande wêreldwyd. En hoofsaaklik is ons 'n inligtingsbediening. So ons produseer inligting om vir mense te help om die gesag en die akkuraatheid van God se woord te kan help verdedig, letterlik vanaf die eerste vers in die Bybel. En ons kry daai inligting wat ons produseer uit in verskeie hulpbronne wat ons produseer, soos boeke waarvan ek 'n klompie saamgebring het. En die idee met ons hulpbronne is juist dat mense die goed vir hulle self in die hande sal kry en hulle self sal toerus met antwoorde. Spesifiek ouers. Want dink 'n bietjie, as ouers toegerus is wanneer dit kom by hierdie onderwerp, dan kan hulle mos weer hulle kinders gaan toerus. Later hulle kleinkinders gaan toerus. En vir hulle wys, dit wat in die Bybel geskryf staan, is die waarheid en ons kan dit vertrou. En dis onder andere wat die woord vir ons beveel om te doen, daar in 1 Petrus 3 vers 15. Dit sê, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Ek weet van die Engelse vertaling sê ons moet altyd reg wees om 'n antwoord te kan gee as iemand vir ons vra ten opsigte van ons geloof. Nou een van die hoofhulpbronne wat ons het is natuurlik ons webtuiste, is 'n baie maklike webadres om te onthou, dis net creation.com. En op daai webtuiste gaan jy meer as 45 jaar se skepingsinligting kan kry. Dis solank ons bediening al aan die gang is. So al wat jy hoef te doen is jy gaan na daai soek engine en dan tik jy dan nou maar net die vraagie daarin waar u nog altyd oor gewonder het, nog altyd 'n antwoord op wou gehad het. Byvoorbeeld, waar het Kain 'n vrou gekry? Waar pas dinosourus in die Bybel? Waar kom al die verskillende rasse vandaan? Hoe werk hierdie dateringsmetodes nou regtig? Enige iets waaraan u kan dink, tik dit daarin en dan sal jy sien daar sal amper 16,000 artikels wat ons ouens oor die afgelope 45 jaar geskryf het in antwoord op hierdie tipe vrae wat ons gekry het. En daai artikels is almal gratis en verniet. So jy kan dit gaan lees, aflaai op die rekenaar, selfs aanstuur na jou vriende en familie en op so 'n wyse ook die webtuiste gebruik as 'n hulpmiddel om die evangelieboodskap meer effektief in hierdie wêreld uit te dra. Nog 'n manier wat ons het om antwoorde by mense uit te kry is via ons elektroniese nuusbrief. Nou ons noem ons nuusbrief 'n Infobite. En die idee met die nuusbrief is regtig vir mense op hoogte te hou oor die nuutste aannames wat elke dag deur die sekulêre wetenskaplikes in die media gemaak word. Weet as hulle nou een van die dae 'n nuwe aapmens gaan opgrawe hier iewers in Afrika, binne 'n dag of 2 kom ons ouens bymekaar en dan skryf hulle 'n eenvoudige artikel vanuit 'n Bybelse wetenskaplike perspektief sodat u kan sin maak van daai tipe bewyse. En ons het heidaglik 9 PhD-wetenskaplikes wat voltyds vir ons werk, ons navorsing vir ons help doen en hierdie artikels help skryf. So as jy dalk vanaand hier sit en dink, jong, miskien moet ek ook maar so 'n gratis e-posie van tyd tot tyd kry,
want ek vir julle goeie nuus, want ons gaan sommer nou vir julle geleentheid gee om daarop in te teken. Ons gaan sulke vormpies omstuur wat jy soos 'n kollektebord net so in die ry moet aanstuur. En dan as jy die e-pos wil ontvang, vul net vir my in die naam en van, poskode en e-posadres. Dan sit ons vir u op die lys en dan van tyd tot tyd sal u dit ontvang. Nou beloof jy, ons gaan nie toegooi met die e-mails nie, dis hom so hoogstens 2 maand wat die kantoor altyd uitstuur. En dan aan die einde van elke e-pos is daar die geleentheid dat indien jy dit nie meer wil ontvang nie, dan kan jy net aan die einde van enige van daai e-posse net die inskrywing beëindig. So stuur maar net die vormpies so om. Laaste persone sit dit maar daar op die stoele neer en dan terwyl jy daarmee besig is, sal ek so lank aangaan net om so 'n bietjie tyd te spaar vanaand. Nou wanneer ons gaan kyk na die onderwerp van oorsprong en ons begin eerstens by die Bybel. So ons lees net Genesis 1. Lees hom soos 'n kind, ons glo hom soos 'n kind. Ons luister nie na wat die wêreld te sê het oor miljoene jare aapmense en daai klas van goed nie. Ons lees net die Bybel. Dan sê die woord vir ons, God het alles gemaak uit niks uit nie, deur net te praat en hy het besluit om dit te doen binne 6 letterlike 24 uur dae. So dis die groot prentjie wat ons kry daar in Genesis 1. En ek is seker daarvan dis wat u almal geglo het op 'n stadium toe u so 10 jaar oud was in die lewe. Fantasties. So ek kan nou maar klaar maak hierso. As dit waar is, dames en here, dan beteken dit dat dinosourusse gemaak is op dag 6 saam met Adam en Eva. En dat dinosourusse geloop het in die tuin van Eden. So dis wat die woord vir ons leer. As ons egter gaan kyk na wat die wêreld vir ons leer, is dit heeltemal 'n ander prentjie. Dan is dit hierdie miljoene jare van evolusie wat mense glo een soort het verander in 'n ander soort, van eenvoudig tot meer en meer kompleks. So reg uit die staanspunt kan jy sien daar's 'n duidelike verskil tussen dit wat die woord vir ons leer en dit wat die wêreld vir ons leer. Nou aangesien ek glo jy almal weet wat daar in Genesis 1 staan, gaan ek vanaand eerstens begin by wat die wetenskap vir ons leer. Dan gaan ek net terugkom na wat die woord vir ons leer, ons gaan die twee bietjie met mekaar vergelyk. En dan as ek klaar is met hierdie aanbieding vanaand, is daar geleentheid. As jy dalk vra, dan is jy meer as welkom om te vra en dan sal ek my bes probeer om te kyk of ek vir jou 'n logiese antwoord daarop kan gee. So as ons wegspring met die wetenskap. As ek nou vanaand praat van wetenskap, waarvan praat ek? Wetenskap is kennis wat verkry word deur waarnemings en eksperimente te doen. Dis so eenvoudig. Met ander woorde, dames en here, ek weet nie of u dit besef nie, maar ware wetenskaplike navorsing kan slegs in die Here gedoen word. Ons kan slegs waarnemings in die Here maak. Ons kan slegs eksperimente in die Here opstel. Ons kan slegs in die Here ons eksperimente herhaal en kontroles opstel vir ons eksperimente. Weet, ons kan mos nie teruggaan in die verlede, selfs na gister, om te gaan kyk wat daar gebeur het nie. Ons kan nie teruggaan na gister om 'n eksperiment daar te gaan doen nie. Stem jy saam? Nou goed, hierdie tipe wetenskap waarvan ek praat, ons praat van eksperimentele wetenskap. En dis onder andere die tipe wetenskap wat ek destyds vir 6 jaar van my lewe studeer het by die Universiteit van die Vrystaat. Ek het destyds dierkunde gaan studeer, meestersgraad verwerf in dierkunde. Toe word ek aan 'n hoërskool biologie onderwyser en ek gaan leer hierdie tipe wetenskap vir kinders op skool. Hoe om jou waarneming te maak, hoe om jou eksperiment op te stel, hoe om jou kontroles op te stel ensovoorts. So dames en here, ons bediening is nie teen die wetenskap gekant nie. Ons is mal oor die wetenskap. Hierdie tipe wetenskap wat in die Here gedoen kan word. Want jy sien die probleem is daar's 'n ander tipe wetenskap wat ook vandag die rondes doen daar buite waaraan veral ons kinders blootgestel word. En dit is wat bekend staan as historiese wetenskappe. Ons kan dit ook klassifiseer as 'n tipe van 'n forensiese wetenskap, want dis wanneer ons na bewyse kyk in die hede, byvoorbeeld iets soos fossiele, en dan probeer ons so vir onsself uitpleis, jong, maar ek wonder wat het destyds daar in die verlede gebeur om aanleiding te gee tot dit wat ek nou hier by my in die hede het. Dis so van fossiele gepraat. Vinnige vraagie, skree asseblief my die antwoord uit as jy die antwoord het. Wie kan vir my sê waar bestaan fossiele? In die verlede of in die hede? Oh maar stadig, maar weet nie sien. Okay, kom ek vra die vraag 'n bietjie anders. Kom ons sê hierdie afstandbeheer is 'n regte fossiel wat ek vashou in my hand. Kan almal hom sien? Wie kan vir my sê waar kry ons hierdie ding? In die verlede of hier in die hede? Ja, in die hede. Maar weet ons is al so deur die wêreld geëvolusioneer om te dink dat fossiele is miljoene jare oud, hulle bestaan in die verlede. Nee, hulle doen nie. Alle fossiele bestaan in die hede. Alle bewyse bestaan in die hede. Ons het nie die verlede nie. Slegs geskiedenis kan vir ons sê wat het destyds in die verlede gebeur. Maar die oomblik as mense opkom met allerlei stories en idees van wat hulle dink destyds daar in die verlede gebeur het, dan roep daai mense hulle geloofsoortuiging na vore.
Dit wat hulle glo destyds daar gebeur het in die verlede, wat hulle nooit waargeneem het nie. En jy weet, ons sit vandag met basies presies dieselfde situasie in hofsaake. In enige hofsaak is daar altyd twee kante van 'n storie. Jy weet, daai ou is of skuldig of onskuldig. En daai twee regspanne kom na die hofsaak met basies presies dieselfde bewysstukke wat hulle destyds daar op die misdaadtoneel gekry het, maar hulle kom met verskillende stories, verskillende interpretasies van wat hulle glo destyds daar op die misdaadtoneel gebeur het. En aan die einde van die dag moet die regter besluit watter regspan se interpretasie maak die meeste sin van die bewysstukke. En dis nou letterlik wat u vanaand gaan doen. Vanaand is u die regter. Jy weet, u hele lewe lank het u al gehoor wat die wêreld te sê het oor miljoene jare evolusie ensovoorts. Vanaand gaan ek 'n bietjie inligting met u deel. En dan moet u vir jouself besluit watter kant se interpretasie maak die meeste sin van die bewyse wat ons vandag by ons het. Nou goed, tot dusver vanaand het u nou al hopelik 'n paar nuwe goedjies geleer. So kom ons gebruik dit nou om te gaan kyk na 'n voorbeeld wat die wêreld gereeld vir ons wys om vir ons te probeer oortuig dat hierdie aarde miljoene en biljoene jare oud is. En dit is natuurlik iets soos die Grand Canyon daar in Amerika. Nou wanneer ons na iets soos die Grand Canyon staan en kyk, wat is die eerste ding wat in ons gedagtes moet opkom? Ja, is 'n paar goed, maar gewoonlik die eerste ding wat in die gedagtes moet opkom is, maar niemand was mos destyds daar om te sien hoe daai canyon gevorm het nie. Niemand het dit mos destyds waargeneem nie. Stem jy saam? Geen mens het dit waargeneem nie. Ja, met ander woorde, hoe daai canyon tot stand gekom het, dames en here, moet geïnterpreteer word. En raai wat? Dit word geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds daar gebeur het. Dieselfde is waar vir daai rotslaag, daai riwe wat so in die rotswande lê. Hoe daai laagies gevorm het, so een op die ander, word ook geïnterpreteer volgens wat mense glo destyds daar gebeur het. Nou die storie gaan min of meer so, die evolusioniste sê vir ons, dat elkeen van daai dun, fyn, sedimentêre laagies is stadig neergelê so oor 'n tydperk van 'n jaar of iets in die lyn. So wanneer hulle na hierdie miljoene fyn laagies kyk, wat so op mekaar lê in daai rotswand, dan glo hulle dat hulle na miljoene jare se aardgeskiedenis kyk. En dis letterlik waar die idee van miljoene jare oorspronklik vandaan kom. Dit is hier aan die einde van die 1700s, wat geoloë vir die eerste keer ooit begin praat het in terme van miljoene jare. Lank voordat goed soos radiometriese dateringsmetodes ontwikkel is, koolstof 14 dateringsmetodes ontwikkel is, en daar's probleme met daai dateringsmetodes, dames en here. Hulle is vol allerlei aannames, ons het materiaal oor dit, maar dit is net so vinnig om vir u te wys waar die idee van miljoene jare vandaan kom. Dit kom van 'n geloofsoortuiging dat rotslae stadig oor miljoene jare neergelê is. Maar nou is die interessante ding die volgende, en dit is dat die grootvaders van die moderne wetenskap, ek praat nou hier van bekende ouens soos Sir Isaac Newton, Louis Pasteur, daai manne. Jy weet, in hulle tyd so 200-300 jaar gelede het hulle ook canyons gesien, hulle het ook rotslae gesien, maar 'n ou soos Newton het nooit na rotslae staan en kyk en miljoene jare in daai rotslae raak gesien nie. Toe Newton destyds na rotslae staan en kyk, het hy altyd vir homself gesê, jong, daai rotslae is maar net so 'n paar duisend jaar oud. Want Newton het geglo, daai canyon en daai rotslae het gevorm met Noag se vloed so 4.500 jaar gelede. Dis wat Newton geglo het. Maar vandag kyk ons na dieselfde rotslae as wat Newton destyds gesien het. En wat's gewoonlik die eerste ding wat in ons gedagtes opkom as ons sulke rotslae sien? Waaraan dink jy gewoonlik? Moenie skaam wees nie. Nee, nie die vloed nie. Miljoene jare. Nee, ek is in die verkeerde plek. Dit is gewoonlik die eerste ding wat, as jy oor rotslae praat, dan sê die ouens vir jou miljoene jare. En die rede hoekom ons so dink is, omdat ons deur die wêreld geëvolusioneer word en geïndoktrineer word om dit te glo. Maar dis nie wat destyds gebeur het nie. En dis hoekom oor die laaste 200 jaar is ons denkwyse het absoluut verander hier op aarde, in vergelyking met wat dit was omtrent 200 jaar gelede, want die wêreld doen nou al ons dinkwerk vir ons. Nou wanneer mense na rotslae verwys, is daar gewoonlik twee goed wat in die gesprek sal opduik. Eerstene, miljoene jare. Tweede ding, fossiele. Want ons kry tog fossiele in sulke rotslae. So kom ons gaan kyk eerstens wat die wêreld vir ons leer, hoe vorm 'n fossiel. Nou hier is 'n tipiese handboek-illustrasie van fossilering, waar ons geleer word wanneer 'n dier vek in die water, dan sink hy af tot daar onder op die bodem van die dam of die rivier of die meer,
Dan geleidelik word dit bedek met hierdie sedimentêre laagies. Dan sê die handboek vir ons over millions of years. Kyk hy woordjie, né? Sê hulle verhard daai sedimentêre rotslaag. Nou sê gou vir my, het iemand daar gesit vir miljoene jare en sit 'n notas vat om te kyk wat daar aan die gebeur is? Hoe weet hulle dit? En dan sê hulle vir ons, soos die tyd verbygaan deur middel van wind en watererosie sal hy boonste grond wegspoel of wegwaai, sal die fossiele ontbloot en dit is dan nou maar hoe ons vandag op fossiele afkom. Presies. Kom ons gaan kyk gou vanuit 'n kritiese perspektief na dit. Want dit wat u daar sien gebeur, is dit wat daar buite in die veld gebeur. Want dink gou 'n bietjie vir jouself, wat gebeur met 'n dier wat vrek in water? Waartoe gaan hy? Dooie visse in 'n dam. Waartoe gaan dooie visse? Hulle dryf, hulle sink nie. En as 'n organisme dryf by die oppervlak van water, dan is hy mos blootgestel aan aasdiere wat aan hom begin vreet. En hy verrot, hy ontbind, hy val uitmekaar uit. Daar's basies niks wat gaan oorbly om te fossileer nie. Selfs die bene wat sink tot daaronder op die bodem. Daaronder is weer invertebrate soos krappe, bakterieë. Mense kry wurms wat net bene vreet, maar hy bene letterlik afbreek tot stof. So dit, dames en here, is nie hoe mense fossiel vorm nie. As ons 'n organisme in 'n fossiel wil verander, byvoorbeeld hierdie goudvis. Wat ons met die goudvis moet doen is, ons moet hom ontsettend vinnig gaan begrawe. So op een slag gaan gooi ons 'n hengse klomp modder in grond en sediment bo op die goudvis. Daar's hy nou sommer skielik dadelik begrawe, nie blootgestel aan aasdiere wat hom kan begin vreet nie. Hy lê daar intakt as 'n eenheid, blootgestel aan 'n minimum hoeveelheid suurstof en bakterieë, so die verrottingsproses gaan baie stadiger plaasvind. En indien ons die regte toestande het in daai sediment, die regte druk, temperatuur, voginhoud, minerale ensovoorts, dan is dit moontlik om daai organisme ontsettend vinnig in 'n fossiel te kan verander. En jy weet, wanneer ons vandag na die fossielrekord toe gaan, vind ons bewyse dat organismes ontsettend vinnig begrawe is in die verlede. Hier is byvoorbeeld een van 'n gefossileerde vis. Stert is aan die linkerkant, kop is aan die regterkant, maar kyk 'n bietjie daar by sy bek. Hy is besig om 'n kleiner visie in te sluk. Met ander woorde, daai knaap is begrawe gedurende sy middagete. Dis hoe vinnig dit gebeur het. Hier is een van 'n wyfie ichthyosaur. Nou dis soos 'n reptielagtige dolfyn. Hulle het intussen uitgesterf. Kop is aan die linkerkant, stert is aan die regterkant. En dit weer is 'n wyfie daai, want sy's besig om geboorte te skenk aan 'n kleintjie. Met ander woorde, sy's begrawe gedurende die kraamproses wat weer eens ontsettend vinnig is. Ons word nie net vandag deur die wêreld geleer, jy weet, dit vat miljoene jare vir 'n fossiel om te vorm nie. Ons word ook deur die wêreld geleer dat 'n fossiel is miljoene jare oud. Maar weer eens, wanneer ons na die fossielrekord toe gaan, vind ons bewyse dat selfs dinosaurusfossiele relatief jonk is. In 2005 het Dr. Mary Schweitzer die skok van haar lewe gekry toe sy sagte weefsel ontdek het in 'n dinosaurusfossiel. Nou sy is 'n Amerikaanse paleontoloog en hulle daai bekende dinosaurus, 'n Tyrannosaurus Rex daar in Montana opgegrawe. Met die vervoerproses terug laboratorium toe moes hulle die twee bobene in die middel deurbreek want dit was net hopeloos te swaar om as 'n eenheid in 'n helikopter te pas. So het hom in twee gebreek, die stukke een vir een uitgevlieg met die helikopter terug laboratorium toe en toe daar was die plan maar net weer om daai bobene te gaan vasplak aan mekaar. Maar voordat hulle daai bobene vasgeplak het, toe sê hulle vir mekaar, weet jy wat? Nêrens in die wêreld is daar mense wat rondgaan en dinosaurusfossiele oopbreek om te kyk hoe hulle binne lyk. Want jy weet, die dinosaurusfossiel is net hopeloos te waardevol om te breek. So toe sê hulle, weet, hier sit ons nou met die geleentheid, kom ons gaan kyk hier so lyk die ding aan die binnekant. Hulle het hulle mikroskope gaan haal, daar begin rondloer en toe kom hulle af op goed wat lyk so senings, bloedvate, bloedselle. En Dr. Schweitzer het gesê daai goed was nog steeds buigbaar en elasties. En wanneer 'n mens dit so uittrek, keer dit terug na die oorspronklike vorm. Sy sê as jy in die binnekant van 'n fossiel ryk dit soos vrot vleis. Daai ding stink. Dis hoe vars dit is. Nou sy kon natuurlik nie glo wat sy gevind het nie, daarom het sy erken. Sy het haar eksperiment 17 keer oorgedoen, net om absoluut seker te maak sy het regtig sagte weefsel ontdek in 'n dinosaurusfossiel. Nou hoekom was dit so 'n enorme ontdekking gewees in 2005? Hierdie goed bestaan hoofsaaklik uit proteïene. En ons almal weet dat proteïene van dooie organismes nie baie lank hou nie. Dooie kat of 'n skaap of 'n hond of 'n ding, daai goed verrot vinnig. So hoe is dit moontlik om nog steeds elastiese, buigbare proteïene te kan kry wat nog stink in 'n fossiel,
wat konsis 65 miljoen jaar oud is. Okay, dit maak net heeltemal glad nie sin nie. So daarom glo ons bediening dat daai fossiel op die absoluut maksimum net iets soos 1000 jaar oud kan wees. Dalk slegs net 'n paar 100 jaar, maar verseker nie miljoene jaar nie. En jy weet, sedert daai ontdekking in 2005 het wetenskaplikes wêreldwyd al meer as 60 keer sagte weefsel ontdek in dinosaurus fossiele. Daar's van hierdie ouens wat rondgaan van museum na museum, dan gaan breek hulle daai bene oop en af en toe dan kom hulle op die goed af. En die wêreldse wetenskaplikes tot nou toe het nie 'n verklaring of 'n verduideliking van hoe daai goed nog in die fossiele kan wees nie. Nou die meeste van die goed wat ek tot dusver met u gedeel het en waarna ek nog gaan verwys, kom hoofsaaklik uit die tydskrif wat ons publiseer. Ons gee hom elke kwartaal uit. Familietydskrif, internasionaal, gaan tans uit na meer as 110 lande wêreldwyd. 56 bladsye, volkleur glanstydskrif. Ek het so 'n klompie kopieë saamgebring, hulle lê daar buite. En ons roem daarop dat ons tydskrif nie een enkele betaalde advertensie het op een van sy bladsye nie. Want ons glo regtig dat elkeen van ons bladsye tot die absoluut maksimum benut moet word om hierdie tipe inligting uit te kry in die wêreld daar buite. Ook in die middel van elke tydskrif is daar 'n hele afdeling wat gemik is op die kleiner kindertjies. So weer eens net 'n bietjie tyd te spaar, sal ek na afloop van hierdie aanbieding vir u geleentheid gee en dan kan u inteken op ons familietydskrif. Ja, soos ek gesê het, internasionaal, so ongelukkig is hy nou maar net in Engels beskikbaar. Nou goed, tipies onderwyser, net gou 'n paar vrae vir die gemeente, kyk of julle opgelet het tot nou, want ek het die antwoorde weggegee in my praatjie. Ek wil by u weet, hier onder by die jeug begin dink ek. Kyk hulle almal af, weet, hoef ek kyk na my nie. Nee, ek spot so aan. Gou 'n bietjie by u hoor. Tot dusver het ons gesien, fossiele het vinnig gevorm. Daai organismes is vinnig begrawe, hulle het vinnig gefossileer. Ons het ook gesien dat die fossiele nie so oud is as wat die wêreld vir ons sê hulle is nie. Dat fossiele eintlik relatief jonk is. So kan u dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee vir die massiewe hoeveelheid sedimentêre rotslae wat ons vandag wêreldwyd kry. En onthou, sedimentêre rotslae word neergelê deur water. Was 'n leidraadjie vir julle. Ons kry fossiele in daai rotslae. So kan julle dalk dink aan 'n wêreldwye watergebeurtenis iewers in die Bybel. Wat? Jona en die vis. Oor die vloed. Pragtig. Natuurlik die vloed. Jy weet, daar's ontsettend baie mense vandag op aarde wat dit nie meer glo nie. Jy sal op die rug val as jy weet hoeveel teoloë, nie net in die wêreld nie, maar in Suid-Afrika dit nie meer glo nie. Hulle sê dit vir my oor die telefoon as ek hulle bel om te hoor of ons hierdie tipe aanbieding in hulle gemeente kan kom doen. Dan sê daai ou aan die ander kant van die lyn vir my, hoor, ek moet net besef, daai is 'n mitiese beskrywing daar in die Bybel. Dit het nie letterlik gebeur nie. Die skepingsverhaal is mities, dit het nie letterlik gebeur nie. Wie wat nog glo in 'n vloed sê van ja, maar dis so lokale vloed daar in Mesopotamië, want daar is nie genoeg water dat die hele aarde kan toewees met water nie. Kyk, nou met alle respek teenoor die teoloog. Kyk, as hulle goed begin sê wat verskil van wat in die Bybel staan, as ek nou maar geneig om nie veel verder as ek kan maar net te luister nie, want ek gaan nou maar terug na die Bybel toe. En wat sê die woord vir ons wanneer dit kom by die vloed? Alle hoë heuwels en hoë berge van daai tyd was toe met water, 7 meter hoog. So volgens die Bybel was dit 'n letterlike wêreldwye vloed. As jy dalk wil weet waar het al die water vandaan gekom en wat het van die water geword na die vloed, vra my net na afloop van die aanbieding. Daar's 2 eenvoudige antwoorde op daai vraag. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar God het 4 hele hoofstukke in die boek van Genesis afgestaan net op hierdie een gebeurtenis. En ek dink as God 4 hoofstukke in die Bybel afstaan op enige gebeurtenis, dan dink ek hy dink dis belangrike inligting. En ek glo hy wil dit graag so aan ons kommunikeer. Of ons sê, hoorie, ons moet maar so 'n bietjie meer aandag skenk oor wat daar geskryf staan. Nou, as dit regtig 'n letterlike wêreldwye vloed was, wat destyds plaasgevind het soos beskryf in die Bybel, wat sou ons dan vandag verwag om te vind as bewyse vir so 'n tipe vloed? Enigiemand? Ja. Begrawe is in rotslae wat deur water neergelê is met ander fossiele in raaiwater, dis presies wat ons vandag op aarde kry. Oral waar ons in die grond gaan grawe, kry ons hierdie sedimentêre rotslae wat wêreldwyd deur water neergelê is met fossiele in hulle. Weet, ons kyk vandag na fossiele. Wat's gewoonlik die eerste ding wat in mense se gedagtes opkom? Weet die standaard ou daar buite, nou nie hierdie gemeente nie. As hulle kyk na 'n fossiel, waar dink hulle gewoonlik eers? Miljoene jare, nie waar nie? Want dis hoe ons deur die wêreld geleer is om te glo. Maar wat moet in ons gedagtes opkom as ons na 'n fossiel staan en kyk? Volgende keer as jy nou weer na 'n museum gaan of in die veld stap en jy kom op 'n fossiel af, die eerste ding wat in die gedagtes moet opkom as jy nou weer 'n fossiel sien, is, sjoe, daai fossiel is die bewys van God se oordeel oor sonde. Want dit, dames en here, is wat 4.500 jaar gelede gebeur het, toe God ons as mens so rebels was, dat God ons uitgewis het met 'n wêreldwye vloed.
Net daai 8 mense saam met daai diere in die ark gered het, oorbegin het. En fossiele is die bewys van daai oordeel wat destyds plaasgevind het. Dit is weer eens interessant, tot en met so 200 jaar gelede het die meeste mense in die westerse wêreld dit geglo. Meeste wetenskaplikes, meeste teoloë het geglo aan 'n letterlike 6-dag skepping. Hulle het geglo aan 'n letterlike wêreldwye vloed. Maar sedertdien het veral Christene begin speel met die gedagte dat dalk het God geskep deur middel van evolusie oor miljoene jare. En ek is die eerste een om te erken, dis wat ek geglo het vir die eerste 3,5 jaar van my universiteitsloopbaan. Ek was vas oortuig daarvan dat evolusie 'n feit is. Ek meen, kyk net na al die bewyse in die natuur vir evolusie. Dit moet die waarheid wees. Gelukkig het ek al met die Bybel gelos. Ek nog steeds bly glo die Bybel is ook die waarheid. En ek het toe maar besluit, okay, maar nou moet ons net hierdie twee met mekaar laat vereenselwig. En toe wat ek gedoen het is gewoonlik die ding wat die meeste Christene doen. En dit is ons hardloop na God se woord en ons begin die Bybel te herinterpreteer om in te pas by die wetenskaplike teorieë. Spesifiek daai skepingsdae daar in Genesis. Wie sê daai skepingsdae was 24 uur dae? Die Bybel sê dan ook vir God is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag, nie waar nie? Maar weet jy, wat doen ons in effek as ons so 'n gedagtegang begin kry? Ons begin dan die mense idees en die mense teorieë en die wetenskap op 'n hoër gesag en autoriteit sit as die Bybel. En dit werk ons nie so nie, want is die Bybel nie veronderstel om die hoogste autoriteit vir ons as mens hier op aarde te wees nie? So wat ons moet doen, en dit is wat ons vir mense aanmoedig om te doen en in te oefen, en dit is om altyd ons denkwyse by die Bybel te begin. Maak nie saak oor watter onderwerp daar gesels word nie. Of dit nou die onderwerp is van oorsprong, abortus, genadedood, homoseksualiteit, wat ook al. Ons gaan kyk altyd eers in die Bybel, wat sê God oor daai spesifieke onderwerp? Dan gaan luister ons na wat sê die mense, en as dit wat mense sê, verskil van wat in die Bybel staan, dan is die mense mos verkeerd. Nie waar nie? En dan moet mense hulle idees en teorieë verander, sodat dit in lyn met die skrif kom. Dus kan nie die Bybel verander nie, dames en here, woord staan vas. En dis wat ek nou gaan doen in die tweede helfte van hierdie aanbieding. Ek gaan nou net die Bybel gebruik, skrif alleen, om te kyk wat die Bybel vir ons leer, oor hoe het hierdie heelal nou regtig destyds tot stand gekom. So as ons teruggaan na die skepingsweek, sien ons aan die einde van die skepingsweek het God na alles gekyk wat hy gemaak het. En hy het gesê, alles was nie goed nie, maar baie goed. Weet in die Hebreëse konteks beteken dit God kon dit nie beter geskaap het nie. Absoluut perfek, was die paradys aanvanklik. So wat die skrif vir ons sê is, dat daar aan die einde van die skepingsweek nie goed was soos dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, was die kanker nie, daar was die bloubelondersteuners nie. Moet maar my ou inkry. So hierdie perfekte paradys. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar God het na Adam en Eva gegaan en vir hulle beveel om slegs plantmateriaal te eet. So volgens die Bybel was die mens aanvanklik vegetaries. En toe gaan God na die diere en hy gee hulle presies dieselfde opdrag. Julle mag slegs plante eet. So ek kan dit nie vir julle bewys nie. Maar volgens die Bybel, aan die einde van die skepingsweek, was daar nie karnivore nie. Alles het plante geëet. Maar ons kyk vandag na die skepping daar buite, waarmee ons vandag sit, en sal jy sê, die skepping wat ons vandag het, is dit steeds 'n baie goeie skepping? Ek dink nie so, nie? Joh, oral waar mense kyk, dis net dood, pyn, siekte, lyding, verwoesting en bloedvergieting wat ons om ons waarneem. Wat op dese aarde is aan die gang daar buite? Kyk, moet my nie verkeerd verstaan nie, daar's nog steeds 'n prentjie van God se goedheid en van God se ontwerp, wat nog steeds vandag in die natuur sigbaar is, maar dit word aangetast deur al hierdie goed wat ons elke dag rondom ons waarneem. So weer eens, kom ons begin ons denkwyse vanaf die Bybel en kyk of ons by 'n logiese, eenvoudige antwoord kan kom oor hoekom die wêreld vandag in die toestand is wat hy is. Kan u dalk dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis iewers in die Bybel wat vir ons kan verduidelik wat geword het van daai perfekte goeie paradys en dit verander het na die wêreld waarmee ons vandag sit? Wat het gebeur? Kinders? Die sondeval, toe hulle van die vrugte eet, toe sê God vir Adam, vervloek is die aarde om jou ontwil. So dames en here, vandag bly ons op 'n vervloekte, gebroke, stikkende wêreld. Dis nie hoe God dit aanvanklik vir ons gegee het nie, en dis nie ooit hoe hy wou gehad het dinge moes uitdraai nie. Hy het dit vir ons perfek gegee. Daar was hierdie een reël wat ons moes nakom. Maar wat het ons as mens gedoen? Ons het besluit ons weet beter as God. Ons het van daai vrugte gaan eet, hierdie gemors oor onsself gebring. En wat doen mense nou? Nou blameer mense vir God vir al die slegte goed wat gebeur. Dis ons eie skuld.
God het vir ons gewaarsku in die vorige hoofstuk alreeds, Genesis 2, wat gaan gebeur. Hy het vir Adam gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Nou weer eens in die Hebreëse konteks beteken dit nie, hy sou daai spesifieke dag dood neerslaan nie, dit beteken letterlik, Adam, van daai dag af, gaan jy begin sterf, en jy gaan aanhou sterf, tot jy uiteindelik eendag heeltemal morsdood is. So, aan die begin, is God alles gemaak om vir ewig te leef. Die dag toe hulle van die vrugte eet, het fisiese dood in die skepping ingekom. Toe het hulle begin verouder. Niks was veronderstel om dood te gaan nie. Maar as gevolg van die sondeval, het fisiese dood in die skepping ingekom. En ek loop net die storie vooruit. Dis nie net 'n geestelike dood daar nie, dis 'n fisiese dood, want ons almal ken hy bekende vers in Genesis 3, wat God vir hom gesê het, van stof het ek jou gemaak, en nou sal jy weer terugkeer tot stof. Dan in die Nuwe Testament kom Paulus. En dan kom verduidelik hy vir ons, of dan kom bevestig hy vir ons hierdie historiese verhaal daar in die boek van Genesis. Hy skryf vir Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. So dit, dames en here, is die ware oorsprong van fisiese dood in hierdie skepping. Inteendeel, fisiese dood is die bewys dat God ernstig is oor sonde. Die skrif maak nêrens onderskeid tussen die twee. Dit is altyd sonde en dood, sonde en dood, sonde en dood. Maar dis nie net die mens wat daai dag geaffekteer is, wat daai dag vervloek is nie. Dit was God se hele skepping, die heelal is vervloek. Paulus skryf vir Romeine 8 vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou. En daai kraampyne kan ons voel elke dag van ons lewens. Dis 'n ou stikkende, gebroke, gevalle wêreld waarin ons huidiglik bevind. So wat die woord vir ons leer aangaande hoe alles destyds tot stand gekom het, is die volgende. Aan die begin was daar geen dood, geen pyn, siekte, lyding, bloedvergieting, niks sulke goed nie. Maar toe kom ons as mens op die toneel, ons rebelleer teen God, sonde kom in hierdie skepping en vir die heel eerste keer. En wat het ons nou net gelees? Wat is die gevolg van sonde? Fisiese dood, pyn, siekte, lyding, kanker, bloedvergieting, al daai narespo goed. En volgens die Bybelse geslagsregisters het daai gebeurtenis plaasgevind slegs 'n paar duisend jaar gelede, wat fisiese dood en sonde vir die heel eerste keer in die skepping ingekom het. Maar dis natuurlik lynreg teenstrydig teenoor wat ons kinders vandag in die skole geleer word. Want wat word hulle geleer? Evolusie. En wat sê die evolusieteorie? Vir miljoene jare was nog altyd dood, pyn, siekte, lyding en bloedvergieting in die skepping. Ek meen, as jy wil ontwikkel van 'n eenvoudige organisme tot 'n meer en meer komplekse organisme, dan is dit jy is die tipe goed wat jy nodig het om dit te vermag. Maar dan as dit waar is, as evolusie waar is, dan beteken dit daar was fisiese dood in hierdie skepping voordat Adam gemaak is. Daar was fisiese dood in hierdie skepping voordat sonde in die skepping was. En dis lynreg teenstrydig teenoor wat ons net daar in Romeine gelees het. Dan so eentjie verder aan in die Nuwe Testament kom Paulus weer verby, en dan kom verduidelik hy vir ons hoe ons eintlik slegs sin kan maak van Jesus se kruisdood in die lig van 'n letterlike skepingsverhaal. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterf, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. En weer eens nie net 'n geestelike dood waarna hier verwys word nie, maar 'n fisiese dood. Want dink so daaraan, dan hoef Jesus mos net destyds te gekom het en geestelik vir ons te kom sterf het hier op die aarde. En geestelik uit hy graf uit op te gestaan het. Maar ons weet dis 'n fisiese dood en 'n fisiese opstanding waardeur hy is. Dan so eentjie verder aan in hy hoofstuk sê Paulus, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, en dan die laaste Adam, verwysende hier na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. So hier het ons die twee Adams, daar is die eerste in die tuin, so 'n paar duisend jaar gelede, daar is die boom in die tuin, en dan so ongeveer 4000 jaar later, Jesus Christus, die laaste Adam, nie die tweede ene nie, die laaste ene, en weer eens die boom, waaraan hy kom hang het, die kruis vir ons sondes. En my vraag aan u vanaand is die volgende, sonder watter een van daai twee Adams, kan die evangelie boodskap klaarkom? Daar sê, nie een van die twee nie. Maar kyk 'n bietjie hier, as daar nie aan die begin 'n letterlike goeie skepping was nie, met 'n letterlike tuin, 'n letterlike boom, 'n letterlike slang, 'n letterlike vrug, 'n letterlike Adam en Eva wat letterlik sonde gedoen het, as dit nie letterlik gebeur het nie, hoekom het Jesus letterlik kom sterf aan 'n kruis? Wat is die boodskap van die laaste Adam as dan nie 'n letterlike eerste Adam was nie? Kan jy die skakel sien? Jy sien, Jesus se optrede in die verlede maak slegs sin in die lig van 'n letterlike eerste Adam se optrede in die verlede.
Nou wat ons as 'n bediening nie sê nie, ek sê nie vanaand vir u moet glo in 'n letterlike skepingsverhaal om in die hemel te kan kom nie. Dis nie wat ons sê nie, want ons glo dis deur geloof alleen in Christus alleen wat ons uit genade gered word. Maar wat ons wel vir u sê is dat daar 'n duidelike skakel is tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelieboodskap. Jy kan nie sin maak van die evangelieboodskap sonder die letterlike skepingsverhaal nie. En ongelukkig is daar vandag miljoene Christene daar buite in die wêreld wat nie daai skakel maak nie. Ongelukkig maak die ateïste daai skakel, jou sekulêre humaniste, hulle is bewus van daai skakel tussen 'n letterlike skepingsverhaal en die evangelieboodskap. En jy weet die wêreld daar buite vandag weet, die mees effektiewe manier vandag om Christendom aan te val en te vernietig is om wat te doen? Weet, dis nie om vir Jesus aan te val daar in die Nuwe Testament nie. Nee, die wêreld los vir Jesus alleen. Raai 'n bietjie watter deel van die Bybel word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval? Watter deel van die Ou Testament? Watter deel van Genesis? Die eerste paar openingshoofstukke van die Bybel. Want die wêreld weet, as hy twyfel by mense kan saai oor wat daar in die Bybel geskryf staan, gaan daai mense outomaties alles verder aan betwyfel wat hulle lees. En ek het dit vir julle bewys in die begin van hierdie aanbieding. Vir die afgelope 60 jaar werk dit al uitstekend in Amerika. Daai kinders in Amerika glo nie meer in 'n letterlike skepingsverhaal nie. Daarom as daai kinders kom in die Nuwe Testament met al daai wonderwerke en dan sê hulle vir mekaar, dis nie waar nie. Jy kan nie op water loop nie, jy kan nie water in wyn verander nie. Dit is wetenskaplik onmoontlik. Daai is nie waar nie. Dis sommer net stories in die Bybel. En dames en here, reguit op pad Suid-Afrika toe. Ons staan heidaglik voor 'n golf wat ons gaan verswelg as ons nie gaan wakker skrik en iets aangaande die saak begin doen nie. Ek glo ons kan nog iets daaraan doen. Ons kan toegerus raak met logiese antwoorde na ons jeug toe gaan, dit vir hulle gee sodat hulle kan sien dit wat in die Bybel wat daar geskryf staan is die waarheid en as jy ordentlike wetenskaplike navorsing doen, dan bevestig dit alles wat in die Bybel geskryf staan. So kom ons som op. Wat het jy hopelik vanaand geleer? Hopelik het jy gesien dat ons tans deur die wêreld leuns geleer word aangaande hierdie onderwerp van oorsprong. Ons word gebombardeer met die evolusieteorie wat lynreg teenstrydig is met daai letterlike 60 skepingsverhaal in Genesis 1. Dan het jy hopelik ook vanaand gesien dat die wetenskap, en ek verwys nou spesifiek hier na daai evolutionistiese, historiese tipe wetenskappe, dit het vir baie mense vandag die absolute finale gesag en autoriteit op aarde geword. En volgens daai tipe wetenskap is die Bybel al lankal verkeerd bewys, sommer alreeds daar in Genesis hoofstuk 1. En as gevolg van dit is daar vandag 'n enorme toename in afvalligheid veral onder jong mense, wêreldwyd. Ek weet die kinders gaan nie eers met kerk toe nie. Weet die jeug kom na ons met al hulle vrae en antwoorde. Hulle gaan nie altyd na die dominee of die pastoor nie, hulle kom na ons as ouers en grootouers en hulle wil by ons weet. Pa, wat kan 'n vrou gekry? Ma, waar kom die rasse vandaan? Oupa, waar pas die dinosourusse in die Bybel? En dames en here, as ons nie vir ons kinders ordentlike antwoorde op daai vrae kan gee nie, weet jy wat doen die kinders? Google. En die wêreld is meer as bereidwillig om vir die kinders antwoorde te gee, is al die verkeerde goed. En dis letterlik waar ons besig is om die jeug te verloor. Hoopelik het hier dan vanaand gesê, daar is antwoorde, daar is 'n alternatief tot evolusie, Bybelse skepping, en ek glo dis 'n beter alternatief omdat dit inpas by die waarneembare bewyse wat ons vandag by ons in die Here het. Maar ongelukkig, soos ek gesê het, word nie baie mense vandag blootgestel aan hierdie tipe inligting nie. En daai 4 punte het gelei tot die laaste ene, en dit is dat die Bybel vir baie mense geskei geraak het van realiteit. Spesifiek die boek van Genesis. Die wêreld beskou nie meer vir Genesis as 'n historiese dokument nie. Weet, van al 66 boeke in die Bybel is dit Genesis wat by verre die meeste aangeval word. Hoekom? Want dis die begin van die Bybel. Daai is ons wegspringplek, daai is ons fondasie. Die res van die hoofstukke volg ons op Genesis. Ons bou ons hele Christelike struktuur op die fondasie van Genesis. En wat gebeur met enige gebou as sy fondasie uitgeruk word? Storte en duie. En selfs die psalmdigter het dit geweet toe hy geskryf het, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? So jy sien, dames en here, Christene besef nie hoe belangrik die boek van Genesis tot die res van ons Christelike geloof is nie, want as ons nie die Bybel daar kan vertrou as die waarheid nie, waar kan ons die Bybel begin vertrou as die waarheid? En dit is glo ek so min of meer waarop Jesus gesin speel het, daai nag toe Nikodemus na hom gekom het in Johannes 3. Kyk 'n bietjie wat het hy vir hom gevra. Hy het gesê, Nikodemus, as ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse goed vertel? Is dit enige wonder dat mense vandag daar buite wat nie meer glo in 'n letterlike 60 skepping nie, mense wat nie meer glo in 'n wêreldwye vloed nie, is dit enige wonder hulle betwyfel dinge soos 'n maagdelike bevrugting, 'n opstanding uit die dood, 'n ewige lewe? Ek meen, daai goed is wetenskaplik onmoontlik.
Vinnig terug te kom na die tydskrif toe. Nou van alles wat ons al oor die afgelope bykans 50 jaar geproduseer het, bly dit by verre die gewildste item wat ons het. En ons weet dis die gewildste hulpbron wat ons het, want mense hou aan om dit vir ons te sê, letterlik jaar na jaar na jaar. So wat die tydskrif doen is, dit gaan kyk elke keer na die sogenaamde wetenskaplike bewyse vir evolusie. En dan gaan skryf ons ouens eenvoudige wetenskaplike Bybelse teenargumente om vir die mense te wys hoe daai bewyse beter inpas by Bybelse geskiedenis en ons wys ook vir al die swak plekke uit in die evolutionistiese argumente. En letterlik die grootste deel van hierdie aanbieding vanaand kom maar net so direk uit die tydskrif uit. So die tydskrif is altyd iets wat ons vir mense aanmoedig om aan gekoppel te raak, want jy weet binne 'n week of 2 dinge gaan meeste van die goed vergeet het wat ek vanaand hier gesê het, maar die tydskrif is iets wat gereeld na die huis toe gaan kom, inligting in die woning gaan bring en vir u op hoogte van sake gaan hou. En ons het letterlik oor die jare duisende lewensveranderende getuienisse van mense ontvang, juis as gevolg van die inligting in die tydskrif waaraan hulle blootgestel was. Nou soos ek gesê, dis 'n kwartaal tydskrif, so daar's net 4 uitgawes elke jaar en jy kan elke keer net inteken vir 'n jaar op 'n slag of vir 3 jaar op 'n slag. En soos jy kan sien, 'n 3 jaar inskrywing werk daarom so 'n bietjie goedkoper uit. En dan as jy gaan inteken op die tydskrif, gaan jy dit gratis en verniet in digitale formaat kan kry. Ons gaan dit per e-pos vir u aanstuur en dan kan jy daai e-pos na 4 ander e-posadresse aanstuur. So jy kan vir 4 mense, vriende, familie, kinders, kleinkinders gratis en verniet inteken. Elke keer vir 'n jaar of vir 3 jaar op 'n slag. Jy kan nog gaan inteken via die internet, maar as jy nou vanaand by my gaan inteken, gaan jy 'n paar gratis geskenke kry. Wie hou van goed wat verniet is? Kan ek net gou so by wyse van okay, aan die regte mense hierso. So as jy nou vanaand by my gaan inteken vir 'n jaar, gaan ek vir u 'n gratis teruggedateerde tydskrif in die hand stop sodat u al sommer van vanaand kan begin lees en begin blootgestel raak aan die inligting. En as jy vanaand vir 3 jaar gaan inteken, gaan ek vir u 2 gratis tydskrifte gee. Nou die probleem is die volgende. Al die jare maak ons nog gebruik van die poskantoor. Suid-Afrikaanse poswese, ja, hoe trek jy gesigte, ek weet. So ons kan nie waarborg dat daai tydskrif by jou gaan uitkom nie. Dis nou ongelukkig die nadeel. Dit werk nie met koerierdienste nie, die logistiek is net te groot vir ons om dit te doen. So daar's verskeie opsies. As jy die fisiese tydskrif wil hê, dan kan jy die kantoor kontak, daar's so 'n Afrikaanse dametjie wat daar in die kantoor werk en vir sê, hoorie, ek soek asseblief ou tydskrif. So ons hou so oor die jare ou tydskrif en dit verkoop nou maar uit. So as hy uitverkoop het, het hy uitverkoop, ons druk nie nuus nie. So dan kan jy vir sê, hoorie, ek soek so 'n pak van 5 of 10 of 20 of 50 en hoe meer mense bestel, hoe goedkoper raak het. Dit kan ons per koerierdiens vir u stuur. Dit gaan hulle by u huis kom aflewer. Die ander opsie wat jy het, jy kan dan net digitaal inteken vir die tydskrif. So dan gaan jy nou nie 'n gratis geskenk kry nie, maar soos ek sê, daar is ou tydskrifte as jy dit al reeds vanaand wil kom koop. Digitale inskrywing werk so min of meer halfprys uit. Dan is ook hierdie boek, ek het klomp van hom saamgebring. Ons tydskrif is so 'n paar jaar gelede 40 jaar oud. Om dit te vier het ons van die beste artikels in die tydskrifte in boekformaat uitgebring. So as jy nou sommer op een slag 'n klomp artikels wil koop, gryp dan die boek vanaand, dan is jy nou sommer gedek al met die artikels. Gaan ek gou vir julle wys die tipe goed wat jy kan verwag in die tydskrif. Baie mense sê vir ons, nee maar okay, as julle nou sê die aarde is jonk, hoe is dit moontlik dat sulke rotslae vinnig kan vorm? Ek meen, daai goed vat mos miljoene jare om neergelê te word. Dan sê ons vir mense, weet jy wat, as toestande gunstig is, kan selfs sulke rotslae ontsettend vinnig neergelê word. Nou tot by daai geel streep is dit min of meer 8 meter hoog van waar daai persoon daaronder staan, en daai 8 meter hoë sedimentêre laagies is neergelê binne 3 ure. 8 meter hoog. Hoe weet ons dit? Want ons het dit waargeneem. Mountain Dellens is 'n vulkaan wat in Noord-Amerika uitgebars het in 1980. 'n week, ek dink was 'n week voor die uitbarsting, was daar 'n piroklistiese vloei. Nou wat dit is basies warm as, stof, gas wat teen 160 km/h by die vulkaan uitgeblaas is in die atmosfeer in, en binne 3 ure het daai stofdeeltjies afgesak tot op die grond 8 meter hoog in daai patroontjie gevorm. Dis niks. In die maande daarna was daar nog sulke uitbarstings en daar was areas waar dit in totaal 200 meter hoog neergelê is binne 'n paar maande. So dames en here, as toestande gunstig is, kan sulke goed vinnig vorm. Nog iets wat vinnig kan vorm is canyons. Jy weet, die wêreld leer vir ons 'n canyon, daai riviertjies oor die miljoene jare kerf uit daai canyon uit, al hoe dieper, een sandkorrel op 'n slag. So hoe dieper 'n canyon is, hoe ouer is die canyon. Maar daai canyon, dames en here, het ook gevorm by Mountain Dellens. So 2 jaar na die uitbarsting, hoog op teen die berg, was 'n massiewe modderstorting wat plaasgevind het, teen hy berg afgehardloop, daai canyon oopgeruk. Op hierdie punt is hy 40 meter diep binne 1 namiddag.
So die oggend toe dat daar was dit gelyk vloedvlakte. Die aand toe dat daar kom, toe lyk dit so 40 meter diep canyon en daai riviertjie wat so rustig gaan onder loop en kabbel oor die klippe. So weer eens, as toestande gunstig is, kan jy canyons ook ontsettend vinnig vorm. Duisende mensgemaakte artikels wat ons al oor die jare gevind het, wat kliphard gefossileer het. Daar was 'n sagte hoed wat vir 50 jaar in 'n myn in Australië, Tasmanië gelê het. Myn was gesluit vir 50 jaar. Na 50 jaar het die ouens weer in die myn ingegaan vir die eerste keer die hoed in die mynwater sien lê. Toe hulle hom optel, besef hulle dit het in 'n soliede kliphoed verander, soos dat hy daai minerale uit die mynwater geabsorbeer het. Hierdie is 'n gefossileerde sak meel wat in 'n verlate meule in Amerika gevind is. En daai meel het so goed gefossileer dat daar 'n stikpatroon om hom is. En dit is die naad van die sak wat eens op 'n tyd om die meel was. Die sak het afgevrot. Maar voordat hy afgevrot het, daai stikpatroon het 'n afdruk gemaak in die meel wat kliphard gefossileer het binne 'n aantal jare. En dan sê vandag se sakke nie. En dan laastens sal jy sien, daar lê 'n klompie boeke daar voordat ek saamgebring het. Daar's baie meer beskikbaar op ons aanlyn winkel. Daai is letterlik net ons kernmateriaal wat ek saambring. As jy wil bestel, gaan op ons aanlyn winkel in. Ons stuur dit per koerierdiens, so jy gaan dit definitief ontvang, maar jy gaan net ongelukkig ekstra moet betaal vir die koerierdiens. Maar om te spaar op daai koste, het ek dit saamgebring, kan jy sommer vanaand by my aanskaf. Ek dink dit is waarskynlik vir ons gewildste boekies in Afrikaans vertaal. 300 bladsye, 60 vrae wat beantwoord word oor Bybelse skepping, evolusie, die wetenskap, die boek van Genesis, alles in een boek. Waar het Kain 'n vrou gekry? Waar kom die rasse vandaan? Waar pas dinosourus in die Bybel? Hoe werk dateringsmetodes? Hoe het Noag al die diere op die ark gekry? Wat het van die water geword? Waantoe is die water na die tyd? Enigiets waarna jy kan dink word in daai rooi boekie behandel. Ek sluit af met die woorde van Paulus daar in Romeine 10 wat hy geskryf het. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Nou goed, dis wat ek te sê het. Ek weet nie of daar dalk vrae is nie, iets wat jy nou vanaand gehoor het of iets waaroor jy nog altyd oor gewonder het. Ek het vir Pieter 'n laaste vraagie. Ek is bietjie bekommerd en ek sal maar vra wat almal wil vra, maar niemand bereid is om te vra nie. Gaan nou braaivleis in die hemel wees? Jo. In die Bybel sê mos die geur is so verruklike geur vir die Here, so ek glo so ja. Goed, kom sluit die oop. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanaand hier saam kan wees. Dankie dat U manne soos Pieter en elkeen wat betrokke is by Creation Ministries ook gebruik om die wonder van U skrif, hierdie ewige waarhede aan ons te kom bloot lê op 'n baie eenvoudige manier, sodat kinders dit ook kan verstaan. Dankie dat dit nie vir ons moeilik is nie. Dit is nie vir ons moeilik om te glo dat U alles geskep het nie. Dat U dit uit niks geskep het nie. Here, en dankie dat ons nie oorgelewer is aan evolusie nie. Want dan sou ons eie verlossers moes wees. En dan sou ons in ons ellende bly voortleef het. Dankie vir U seun Jesus Christus wat regtig op aarde was. Wat 'n mens geword het, wat in ons plek kom staan het, wat vir ons sondes betaal het en uiteindelik uit die dood opgestaan het, sodat dit wat in die wêreld ingekom het saam met die sonde, deur Christus se opstanding vernietig kan wees. En ons kan uitsien na die ewige lewe in U heerlike teenwoordigheid. Ons bid vir Pieter hulle se bediening, ons bid vir hom en sy gesin en sy familie, Here, dat U hulle sal gebruik in U diens en dat U baie seën en baie vrug op hulle arbeid sal voorsien. Wil U met ons elkeen in hierdie aand verder wees, hou U hand van bewaring ook oor ons. Ons dank U vir U goedheid in Jesus se naam. Amen.